was as gevolg van die vulkane van Delgaan en ook van Soukats leeg. Die swart mense was uitgeroei. So daar was geen konfrontasie in die hele Vrystaat nie. Behalwe Soukats wat nog daar rondgedryf het, maar sy hoofstad was eintlik hier in die Transvaal, daar na die Rustenburg, né? Nou ja, die storie van Vegkop, of net 'n bietjie 'n paar prente om jou in te dink, hoe het die groot trek verloop, hoe dit daar uitgesien. Daar sit 'n klomp ons lekker en kuier, Tannie lê daar op die matras, sy tentjie aan die wa vasgemaak, baie soos ons vandag doen met ons karavane, né? En in die agtergrond staan daar nog waans, en die ouens gaan jag 'n bietjie, sit daar lekker en rook en gesels. Dit was glad nie so hysteriese affære soos wat die mens dink nie, wat baie lekker. En hulle het hoofsaaklik die mans gejag. Die vrouens het nou 'n bietjie minder lekker gehad, want hulle moes al die ander werk in die kombuis doen, wat nie bestaan het nie. En die kinders gesorg. Maar dit was eintlik 'n baie gemoedelike en rustige trek, en nou stadige trek. Kyk bietjie, hulle het jare gevat om tot by die Limpopo te trek, né? Jare. En dit is omdat hulle elke nou en dan 'n uitspanning gemaak het, maar dan ook 'n staning. 'n Staning is waar jy 'n bietjie milie saai, né? En die manne gaan verken, en hulle gaan jag, hulle kom oor 'n paar maande terug, en jy maak weer 'n bietjie kos bymekaar, en jy maak biltong. Dis 'n staning vir die waans. Dit is nie net sommer 'n laar nie, né? Hulle het wel die waans vir verdediging en vir die wis en die onwis en teen die leeu's in 'n groot kring getrek. Nie soseer vir vyande nie, want die het hulle gewoonlik lank voor die tyd van gebied. Maar teen wilde diere, né? Leeu's en goed wat die beeste vang, dan was die beeste allemaal hier tussen in die waarring in die laar ingehou. En so kom hulle ook in groot getrek. Die trekke was tamelijk groot, hè. Dit was daar 'n dosyne waans, nie net 3 of 4. Daar is ook Louis Trichardt uitsondering. Hy was 'n pionier, hy deel op sy eie met 'n paar waans en 'n paar mense getrek. Nou so dit gelyk vorm, en dan hulle gejag. Want so'n trek het natuurlik ook geld gekos. Hulle het nie veel gekry vir hulle plase daar in die Kaap nie. Want die ouens het dit uitgebuit dat hulle wou trek, né? Hulle het vir hulle niks betaal, grond was niks werd. Die manier om hulle te finansier en om hulle goed wat hulle nodig het, wat hulle moes koop, lood en kruid en al daai goed, het hulle gejag en hoofsaaklik hiervoor. En om met daai Bobianboude, daai Sanna gebeure, olifante te jag, was nog al 'n laaste groot. En daar is nie net een nie, maar heel wat is deur olifante doodgetrap. Volgende. Hier is die mark in Gramstad, en julle sien wat daar te koop aangebied word, né? Die goed is natuurlik verskeep aan Europa, Engeland, en hoofsaaklik klaviere en dit was steeds die groot afsluit van die voor. Nou, die trekkery was natuurlijk by tye gevaarlik, veral in die Oos-Kaap eintlik. Die gevaarlike deel was daar, waar daar nog tussen die Kosas en die Hottentotte moes uittrek, in die Oos-Kaap, en daar so dikwels oorval. En groot trekke was natuurlijk ook daar veiliger, né? Maar daar in die bosring kon natuurlijk in die laar trek, en daar was het nou werkelijk gevaarlik. Volgende. Dan was hierdie waans, die kakkebeerwaans was maar baie van hout gemaak. Die aste was van hout, kan jy nou hele indink. Daai groot wiele, en dan is die as van hout.
Nou ja, as hy in 'n gat val, dan breek die as, verseker, né? Want daar's 'n tonnel waar hy wag. So, hulle moes maar baie reparasies doen al langs die pad, wat ook natuurlik 'n oponthoud was, volgende. En dan was daar 'n ander geval, brand. Dan dink as jy in so 'n ou kar met 'n seiltent ry, as jy tamelik blootgestel aan brand. En daar was nie paaie en voorbrande en goed. Daar was nie lande. Daar was niks. Die was in die grasveld. So as het brand. En heel wat maans het verloren gegaan aan brand. En dat een heel laag afgebrand. Brandlaag, hè. Na Bloedrivier. Het een hele laag afgebrand. Volgende. En ja, dit is brandlaar hier. Bietjie 'n dramatische voorstelling, maar dit was seker nogal 'n chaos. Volgende. Is net zoals je die microfoon een beetje nader brengt. Is die microfoon te ver? Nee, dat is niet. Oké, beter. Nou goed. Volgende. Dan, hier sien julle iets interessants. Die waans het nie agter mekaar getrek nie, hulle het langs mekaar getrek. Jy sal nou dink is meer ekonomies om een pad te maak. Maar dit het nie mooi gewerk, nommer 1 met die stof en nommer 2 met die duisende en duisende skape en beeste wat saam getrek het, né? So hulle het maar wyd gery en nou al mooi daarby so waar die remies so bly, né? Hierdie is natuurlijk op die hoofveld duidelik, klein boompies, baie muurgroepe en nie veel berge en wolke wat jy sien nie. So daar was het nou makkelijk en daar was het nou makkelijk op by te ry. Onthou daar was nie 'n spoor van 'n pad nie. Die moes hulle self tevens hulle het mekaar gekry deur eenvoudig die spoor wat die wiele gesny het deur die veld te volg, né? So het hulle Trigga se spoor geswaak en mekaar se spoor. Want dit was die eerste pad. Die swart mense het ook nie vlees gehad nie. Hulle het dit by ons geleer. Hoewel dit word nou baie keer beweer, hulle het niks vlees gehad. Hulle het nooit op ons ingespan. Daarvan het ook nie gebeur. Dit het wel ons gery. En hulle het hulle ook vir oorlog gebruik, deur hulle met die stem te bied. Hulle het hulle aangehits, en dan spesifiek met die horings vorentoe, daai was hulle vegbosse. Dan was ook, jy weet mense ook nou in terme van die koopheid van die wêreld nou, ons nou hier buitekant kyk, maar daar was baie plekke wat baie bebos was, hulle moes letterlik paaie oop kap. Maar hulle ook baie keer deur die berg was die enigste route langs riviere. En daar het jy altyd oeverbos, né? Dit was groot moeite met saai en byle om 'n pad te maak. Volgende. En dan natuurlik die berg oor. En die eerste was nie die op nie, maar die af. Want om daai waar met vrag te ren, hulle het maar 'n simpel rem gehad, hè. Die Kakabeerbaans het nie 'n slinger rem agter gehad soos die bokbaans. Jy moes remskoene ingooi, maar dan sit soos 'n handrem. Dan staan hy. Dan sleep jy agterwiele heeltemal. Nou, as dit nou eendag weer opdraande is, dan kan jy ons hom nie sleep nie. Dit was 'n groot gedoente. En dan het hulle baie keer die agterwiele afgehaal, heeltemal. En bome onder dan vasgemaak met rieme. Dan loop hy op 'n bos bome agter en net voor op sy wiele die wa. Net om te red. Jy sien ook baie van die skilderye, die manne met toue wat hou aan hierdie wa. Ook laat hy nie omslaan teen die skuinste nie. Daar is nou ook 'n interessante ding. Die
want baie keer die 2 klein voorwiele aan een kant gesit en die 2 groot agterwiele aan die ander kant. Dat hy nie so topswaar is en rond in die weg, né? As hulle skuinskeer hang afgegaan. Ja, en dan selfs halfstoppers, wat ook by ons nou werklik elke jaar en baie is, was 'n katastrofe vir 'n waterrit, né? Want ons niks soutwater gehad nie. Daar was niks onder daai water sit nie, die water. Dit was aan fladder gestraal, selfs die raam. So hier sien ons so 'n halfstorm en die groot konsternasie, né? En daar was nie eintlik 'n skuiling daar vir enige iemand. Volgende. Riviere en druwe, waardeur die drif trek, né? Was 'n groot gedoente. Hierdie een, gaan dit nou heel gesellig, maar volgende. Dan was ook natuurlik waans wat hulle op vlotte moes laai, want die rivier te groot en diep was, né? Op vlotte gebruik. En die beeste moes deur swem. En natuurlik bataljes met krokodille dan, en die soort van. So dit was wel nogal avontuur. Nou hier is die route van die groot trekker. Dit is nou alles die voortrekker. Nou was natuurlijk 'n geweldige natrek. Na die groot trek en na Bloedrivier en Wegkop afgevandel was daar 'n geweldige toeloop in die boererepubliek. Want toe is dit nou veilig en jy het gou gehoor hoe wonderlik dit is. En as jy net dink, die paar duisend voortrekkers wat in hierdie trekke was nie in staat om in 50 jaar die paar 100.000 gewapende mans van die boereoorlog te lewer nie. En wat hulle vanaf gekom. Soveel kinders het al nie gehad, al nie wat oorleef het. Hulle het van die Kaap af. Dit was die groot natrek. Want hulle het geweet hoe om met swartes oorlog te voer. Die Wes-Kaapenaars sou het nie gemaak. Maar en ook nie die oevervelders en ook selfs nie die Karoo-boere of Weskusboere nie. Hulle het allemaal na die tyd gekom en daar het die twee republieke toe baie mense en mannekrag gekry. Volgende. Is nog so 'n prentjie van die trek self. En mens sien die waans trek maar eintlik so losraak, hier is hulle deur die berg, dan moes hulle natuurlijk agter mekaar gaan. Volgende. Dan die wandelaars, en hier kom ons nou nader na Vegkop. Hier was 'n kuns wat hulle lank al daar in die Oos-Kaap ontwikkel het. Want kyk net die Vegkop en Bloedrivier het baie dieselfde gevegstyl gehad, die voortrekkers daar. Dat die waans in 'n kring getrek, of in 'n vierkant, Vegkop was 'n vierkant, Bloedrivier 'n tipe van 'n perdstoel. En dan het hulle aan mekaar geketting, want 'n klomp swartes kan daai wa optel en wegdra, Hulle kan hom wegstoel. Hy is nie so swaar nie. Daai wa weeg omtrent so 'n half ton, want omtrent net hout. Nie so die bokwaans wat as swaar is. Dan het hulle altyd so 'n plek tussen die waans gelos vir so 6 tot 8 skuts. Want hulle het nie oor die tente geskiet nie. Dit was te ongemaklik om daar te staan. Hulle het hier van onder af geskiet. En dan het hulle tussen die waans en onder die waans doringbome ingetrek met die kroon na buite. Dat die nie daar kan inkry. Logisch. En die kon hulle vinnig wegstoot van binne af, daar het jy die wortels weet, en dan kon hulle uitbreek met ruiterry, wat hulle in al twee gevalle gedoen is. Want die ouens kon uit die saam uitskiet, soos jy nie kan glo. Hulle het dan 'n klomp ruiters uitgejaag, dwars gegooi net buite as 'n gaai afstand,
en 'n salvo geskiet. Dan het hulle teruggery en in die galop herlaai. Nou daai bobiaanbout is so lank, hy sleep amper op die grond. En dan moet jy die kruid afmeet, die pluisie, die koel, die pluisie, alles afstamp, die pan skoonmaak, die soutgat skoonmaak, pan kruid ingooi, die handspan. Nou kan jy eers skiet. Nou by die tyd het hulle weer omgerol, gooi hulle weer front en skiet weer. Nooit in albei die slae het een afgeval nie, want hy sou dood gewees het in elk geval. Een het afgeval en dis Andries Pretorius self, want hy het 'n oningebreekte perd gegryp in sy enthousiasme. En toe gooi hy dood. En landman om opgeraak op sy perd, maar in die tussentyd het hy al 'n goeie assegaaiskeep op sy arm opgetel. Dit was by Bloedervliet. Hier by Serkop en hier is nou die laag. En ek dink hier was 'n groter krygsprestasie as Bloedervliet. Hier was net 40 weerbare mans met 50 wagens, 5000 beeste, 50.000 skaap. Hopeloos veel om binne die laag te hulle buite gegaan. Binne die laag was vrouens en kinders, ook nie by Bloedervliet nie, né? Die ouens het hulle in die berg weggesteek. Hierdie was maar nie 'n oorlogslaag nie. Dit was 'n klein laag wat nie ingerig was vir oorlog nie, want die vrouens en kinders was ook daar. Ook maar gelukkig, want hulle het herlaai. En na die slag was daar so 450 dooie Matabeles buite die slag. Maar omdat die wetenskappe buite was, het hulle die natuurlik gevat door 'n vlug, die Matabeles. Toe sit die ellende. Nou kan jy dan dink, hulle is nie na die Tabansjes, hulle is nog ver, hulle is hierso. En hier sit hulle sonder 'n enkele kop trekvee. En om hierdie laag lê hierdie hoop luike. Walluike. En dis warm. En die goed vergaan. En dit raak ondraaglik in hierdie laag, maar hulle kan nie weg nie, né? Hulle sit. Hulle sit met baie min water, baie min kos en geen trekvee. Hulle was uiters gelukkig wat 'n jagparty hulle daar gekry het. En die jagparty het vir Marits gekry van Tabansjo af, om hulle trekvee te stuur, so het hulle daar uitgekom. Maar wat 'n geveg, né? Jy nou dink in teenstelling Bloedervliet was oorlogslaag. Daar was nie vrouens en kinders nie, hulle was goed ingerig, hulle was voorbereid, hulle het geweet hier kom 'n slag. 400 mans, nie 40 nie. En ek dink wat was het 150 mans daar. Maar dit was 'n groot en militêre land. Hierdie was eintlik huishoudlik. En dat hulle reg gekry het om die Matabeles te verslaan, is my net so groot wonder as Bloedervliet. Nie net dit nie, toe gaan sit die manne hulle agterna. En soos ons weet het hulle uitgeroei en gejaag tot in destyds Rhodesia, Zimbabwe vandag. Uit die hele land uit verjaag. Daar was 'n vreeslike tog, want die boere het net met die impies bekry. Die vrouens en kinders en die hulle gelos, as die impie verslaan was, dan was die strafekspedisie verby. Dan het hulle beeste teruggevat en dit was dit. Maar die warrel was so getuister deur hierdie soldaatmense dat hulle het agter hierdie voortrekkers aangekom. En elke stap wat die voortrekkers die impies verslaan het hulle ingekom en man en muis doodgeslaan. Dit was 'n volkslag. Dat maar eintlik relatief klein deel Matabeles en Rhodesia destyds uitgekom.
Weer eens, dit staan nie groot aangeskryf in die geskiedenisboeke nie, hè. Want dit was nou nie die voortrekkers was so red as nie, dit was die waarheid. So, daar word nie iets van gemaakt. Maar as ons ooit volksslagting in Suid-Afrika gehad het, was daai hier. Nooit met die voortrekkers, vrouens en kinders geskiet of doodgemaak. Ja, daar is allerhande dramatische schilderije van die slag van Veghel. As daar vrouens in die prentjie is, wat julle dadelik weet, dis Veghel, dis nie bloedrivie nie, né? Volgende. Nog een, dit is die tapisserieë, voortrekker monument, wonderlike schilderije wat dit alles nou uitbeeld. Baie dramaties. 2 voortrekkers het gesneeuwel. Bloedrivie weet ons nie eers een nie, né? Maar die Andries Pretorius het 'n bietjie gekwes gehad. So, dit is die slag van Veghel in baie kort. Net om julle weer te maak. Ek kan ons net gaan na die een wat sê opgewoon. Ja, eerst. Ja. Oei, dat was oké. Nou, die Ottawa, het is nie een baie geskiedkundige nie. Ek vertel julle maar wat ek op school geleer het. Kan julle dit glo? 70 jaar gelede het ek dit op school geleer. En ek het het gevoel, dit word nie meer geleer. Word julle dit nog geleer, kinders? En die detail wat ek hier het, is wat ons geleer het. Ne? Nou ja, ek is nie 'n geskiedkundige. Ek het nou net geluister en belang gestel aan ons geskiedenis in die klas. Maar later het ek besef, die Ossewans, wat so die laas gemaakt het, wat elke keer 'n groot deel van ons strategie van ons voorvaders was, is iets baie besonders. Daar is nie Ossewans in die rest van die wêreld gewees. Hulle is hier uitgedink en die hele bedryf van ons inspan tot 24 geweldige wapen 10 ton gelaai het, net in Suid-Afrika. So dis een van ons groot patente. Die Ossewans, iets om regtig op trots te wees. En baie oorseese reisigers wat natuurlik van die goed moes gebruik maak. Livingston en Stanley en al die ouens, hulle praatskaas daarvan, maar almal met kakebeerman in Afrika verken, né? Dit anders ek kan ook glad nie gedoen het. Al die sendeling, almal was van die wapenvang. En dan in die land kom die myners, die winkeliers, die boere, almal het waans nodig gehad, want dit was die enigste vervoer. Treine was daar nog nie, en dit is hoekom ons waans ook ontwikkel het tot die sterkste in die wêreld, want hulle moes die werk van treine doen. Nou toe ek besef, wat se rol het hierdie waansheid gespeel. Toe besluit ek, maar ek moet 'n bietjie 'n studie daarvan maak. Ek was net betuigs, want toe ek nou begin het hier in 1984, toe was daar nog ou waarmakers wat geleef het. Ek moes dan nou in die oude huise gaan sien en so aan. En daar was nog baie Ossewans wat rondgestaan het op die plaas wat intussen verbrand of vergaan is. So dit was die laaste kans regtig om daai kennis op te teken. En ek is so bly ek het dit gedoen. Want dit gaan nooit weer gedoen kan word, né? Die eerste hoofstuk is net die soorte Ossewans, as basies net vir. Die kakebeerman, van die groot trek, né? Die lint, en dan die bokwa, rechts. En jy sien die verskil die bokwa
het reëlings aan die kante wat oor die wiele uitstap, so hy het 2 keer die laai oppervlak. Baie dikker wiele en stewiger, en verder het hy 'n remhaker wat die KKB-baan nie het. Dis die groot verskille. En die aste is stap. Dit beteken jy kan 'n sulke dik staal aste hê, waarmee jy dan oor die 10 ton kan laai of so. So dis die 2 tipe waans, anders dan natuurlik perde waans en allerhande goed en koetse. Maar ek het nou net bepaal by bossewaans. Volgende. En dit hoe hy mekaar is en al die terme van al die onderdele. Nou, omdat dit heeltemal 'n lokale produk is al die terme Afrikaans. Dit is 'n linspen en 'n linsplaat en 'n moelband en al daai tipe goed. Bestaan nie in Engels nie. So, ek is eintlik bly, ek moes die boek in Afrikaans skryf en hy is onvertaalbaar. Al die posname, al die posklikhede, al die gedigte, alles is Afrikaans. So, terwyl Afrikaans nog bestaan, kon ek dan die ding ook in Afrikaans skryf. Volgende. Nou, die houtwerk is ook 'n hele hoofstuk, want dit is een van die geheime van ons sterkwaans, ons sterk houte. Dit is alles inheemse houte natuurlik gewees vir die KKB-baan. Maar die verskillende houte, daar's 10 maklik verskillende houtsoorte nou goeie wag. Want 'n steen moet heeltemal 'n ander hout wees as 'n remskoen of 'n naaf of 'n bokbak. Dit was alles houte wat uitgesoek was. En die hele Europa het nie soveel houte. So hulle moes maar alles van uithout maak op tyd. En dit is een van die geheime hoekom ons waans so sterk is. Die goeie houte wat jy as geken het en uitgesoek het. Volgende. Dan die metaalwerk. Die was meestal in Engeland gemaak, snaaks genoeg, van die begin af. Maar, want hier was nog nie groot metaalwerk en staalwerk en hy skoor het bietjie later. So dis ingevoer, maar die rou yster is ingevoer. Maar toe die bokwa dan kom en die groot aste, die het hulle in Engeland gemaak, spesiaal net vir Suid-Afrika. Daar was 'n hele distrik van asmakers vir bossewaans. En nou daai area die Transvaal Works genoem. Interessant, né? Want daar was nie 'n ander land wat die aste benodig het nie, want hulle verre raaietjies van. Of kry. So, daar was zijn al wat asmakers wat net aan Suid-Afrika geleer het. Dan, die beskildering is wonderlik. Kyk hoe mooi is daai, né? Die goed was pragtig beskilder en versier en ook onder my amper nie kan sien. En die skilders was absoluut gespesialiseerde waarskilders. En elke dorp het ten minste 'n skilder gehad. Bloemfontein destyds sommer 'n half dosyn gehad. Wat net waans verskilder het, want dit verweer natuurlik. En soos 'n kar wat nou vol duike en roes is, jy wil mos nou nie gesien word met so duike. Dan vat jy hom nou weer na die skilder, skilder hom weer mooi veel, né? Dit is so 'n kultuur wat verlore gegaan het daar, met die waans, né? Volgende. Dan die hele riembedryf. Die riemlamp, weet julle waar is die riemlamp? Dis waar die ouens gaan rieme skiet het. Ons sit in die riemlamp, né? Waar hulle gaan rieme skiet het aan die winter, om daai lang trektoue te maak en die spantoue en die stroppe en die swepe, die baie leer en so gaan. Volgende. Dan het ek 'n hoofstuk oor die geskiedenis, en dit gaan natuurlik van Kalkbreuk af van van Riebeek. Hy het al die eerste waans hier laat bou. Natuurlik soos die Hollandse, maar hulle het nie gedeur nie. Hulle het hulle sterker gemaak totdat hulle 'n KKB gehad het.
Dan, tot die aantal boere, dit is ook nog een Takabinblaad daai. En nou, daai eentje rechts, is ek baie lief vir. Want het verduidelik snaakse storie. Toe die Engelse hier kom, toe bring hulle duisende van hulle waans saam. Want dat nou geweet, die tuinstore hulle vir my nie daar op, dan moet hulle waans hê. Vir hulle proviant en ammunisie en tente en alles. En hulle bring toe hulle waans, maar dis wat ons genoem het trollies. Die ding het nie 'n lang waans, nie 'n ou kop ysterlang. En dis maar 'n fietserige ou ding. 'n Engelse trollie sou meer as 'n waan. Hier in China. Hulle nou die goed alles gebreek het, baie gou. Toe begin hulle beslag lê op ons waans, né? Op ons veral selfs Takabinblaad. Maar toe sit hulle met die dilemma, hulle kan nie goed nie ry nie. Ons ken net perde. En ons kan nie die leisels van sit. Jy moet met hom praat en hy moet jou verstaan. En hulle verstaan Afrikaans. En was verplig dan om swartes of handskapies te kry om hierdie waar te bedryf. Hulle kon hom nie ry nie. Dit is iemand wat nog nooit 'n lorry gery het nie. Hy sal nie weet hoe nie. En daar sien jy die Engelse daar, daar pas met so 'n geskilde laag. En die wit helmets natuurlik Engelse. Nou wat hulle doen is 'n bietjie stoot of so. Maar die ou voorpie waar is duidelik 'n handskaap. Kyk daar slaprand bloed. Dis nie anders nie. Want hoe sal hy weet wat om te doen? Die ou die sweet daar. En natuurlik die touleier ook. So die boere het gou gekom as daar nou so 'n konvooi waans kom van die Engelse. Al wat hulle doen, hulle skiet die eerste touleier. Dan hardloop al wat 'n handskaapie en 'n touleier is weg. Want hulle weet hulle gaan nou geskiet word. Dan staan daai hele trein. Die Engelse kan hom nie hoor. Hulle weet nie. En dan kan hulle op hulle tyd hierdie konvooi plunder na die boere. Want die Engelse moet maar net oorgee, want hulle kan nie weg. So dit is 'n mooi storie. En dit is eintlik waar slim nou sy baas gevang het. Hulle het gedink hulle gebruik ons baas. En dit was wel daarvan het. Dan is daar hoofstukke oor die poste. Die postname. En die postposisies. En die hele bedryf van inspan en uitspan. Ek het dit nog baie keer gesien. Dit is iets wonderliks. En hoe geleerde ons self leer om met hulle naam by hulle juk te gaan stap. Wonderlik. En die Oostrijgers en die Ossen het mekaar natuurlijk naderhand so goed geken. Want hulle slaap saam, hulle reis saam, hulle doen alles saam. As hulle by, dan eet die Oostrijgers, die transportreiers, het gelewe in hulle waans. Net soos die trekboere. En hulle en die Osse was die grootste maats. Daar was ook wat natuurlijk, daar was altyd slecht mense. Daar was ook wat die Osse mishandel het, maar dit was baie onmisseldig om te doen, want jy mishandel nou die goed wat vir jou moet werk. Die meeste goeie Oostrijgers was baie lief vir hulle Osse en hulle baie goed behandel. Nou ja, dan het ek 'n hele paar hoofstukke oor net die Ossewaard, hoe hy onder ons vel ingekruip het as Afrikaners, as symbool. So hy sou in monumente, baie monumente, en die waalwiel op, munte, seels, kyk self die ANC het 'n Ossewaard. En die rede daarvoor is, toe hulle in 1912 gestig is, die ANC, toe was die Afrikaner, daar was
ons was nog nie Afrikaners symbool. Hulle is bloot 'n werksymbool. 'n Symbool vir harde werk. En die wat hulle die Kosak en die ANC Kosovo wille ingesit het, want dit is soos goeie kommuniste, wil nou ook symboliseer dat hulle hard werk. En half ironies, toe sit hulle nou met die wapens, wat toe Afrikaner symbool word, né? Dus in die voortrekker en die Kosovo brandwapen en elke liewe landswapen tot die 94 het altyd 'n Kosovo gehad, die Vrystaat en in die Transvaal, né? Ja, en dan natuurlijk nog cultuurdinge, soos die kinders. Hulle het natuurlijk torreltjies ingestaan onder kleielse gemaakt. En dit was absoluut die speelding, né? Was die Kosovo en die Kosovo. Volgende. Dan laatstens wil ek net 'n paar goed sê oor die taal. Ek het 'n hele stuk net oor die plektaal. Met also wat terme en baie keer sal jy nooit weet. Ek het dit nou oral uitgevis en uitgevind. Sê maar skaapbrug bijvoorbeeld daar nie. Jy sal nie weet dat iets met 'n Kosovo te doen. Maar dit is 'n boer wat in 2 plase gehad het, links en regs van 'n rivier. En in die somer en die winter, as hy die skape van die een na die ander plaas moes vat, het hy 'n klomp Kosovo's in die rivier parkeer dan tot daar oorgeloop. Dus die wat tot 'n skaapbrug noem. Dan Spektakelpas, daar in die Noord-Kaap. Die spektakel was 'n Kosovo vol vrouens wat op pad was kerk toe en omgeslaan in die pas. 6 riemgaten natuurlijk, 6 osriemen, dit is die lengte. Dit was 10 voet maal 6. So, dan kan je uitwerken 60 voet. Hè. En zo kan je afgaan. Die hele hoofdstuk, net voor die naam. Dan die spreekwoorde. Ek het vir die 200 versamel. En almal het verstaan wat bedoel was. Want soos ek gesê het, die boere, die myners, die dorpenaars, die handelaars, almal het waans gebruik. So hulle het almal die grappie gevang. As jy waar simboliek gebruik. As jy sê skouer aan die wiel sit, of onderste speek kom op bo, of vuil soos lunsriem. Ja, dit is vir almal bekend. Nou hier so voor die Babel, waar die drifte, dan die volgende daartoe baie dan losbandig wees. Mens dink nie altyd dit kom van 'n wa af. Want daai bande word los as hulle ry oor die klippe hulle reg. En daarna dat jy oppas nie van my af en dan moet jy hom lankal verkort. En dis waar losbandigheid vandaan kom. As jy losbandig is, dan beteken dit nie kom moeilik nie. Daai wil gaan afval. En volgende dan woorde vir die juk. Onder een juk trek, juk afgooi. Jy weet, jou juk dra. Al die termen van die juk was in die 2 osso's. Samen een juk wees. Ja, jou opgooi. En dan op horings neem. Waarvoor die osso's span? Die kan aangaan en afgaan weg. Die jong osse inspan. En so kan jy afgaan. Voor die wapenkrant in die lig. Laar trek. Jy kan net so aangaan. Nou, toe ek weer sien, is die boek so dik. En ek het eintlik bedoel om
opbou en evolusie beskryf. Dit eindig toe as net die eerste kwart van die boek. Maar die ouens ook bly is, want jy kan nou jou min of meer dateer, jy kan sien wat die tyd het hulle sulke waans gebruik. En as jy bietjie kundig is, kan jy naderhand self sien wie was die waan. Maar die ouens wat die blyste is oor die tegniese deel is die model waantjie bouers. Want vir die eerste keer het hulle skaalplanne om hulle waantjies te bou. Maar 3/4 van die boek is eintlik waarkultuur. En wat het die waar vir ons gedoen? Wat het hy vir ons gedoen in die geskiedenis? Wat het hy ons gedoen in ons taal? Die liedjies. Ek het al die liedjies daarin wat ek kon kry. Die romans oor die waar, afspeel in die groot trek. Die gedigte, die wonderlike gedigte, waar die waar telkens as symbool uitkom. Is amper eindeloos wat die waar in ons kultuur ingebring. Nou ja, dit het ek geboekstaaf en ek is bly daaroor. Ek het 'n paar boeke saamgebring, want hulle raak op. Ek kry nie meer by die uitgewer nie. En julle weet, hierdie Afrikaanse boeke word nie weer gedruk nie. As hy weg is, is hy weg. En dan moet jy hom op Amazon gaan koop vir $1000. So, as jy van die boeke wil hê, ek het op my bakkie hier julle klomp, dan kan jy graag daar kry. Hy is ongelukkig diep. Want dit is volkleur en 400 bladsy, so hy kos R700. Nou ja, die meeste boeke kos deesdae so 400-500, so dit is net miskien so. En as jy dink dat dit volgende jaar die dubbele of drievoudige gaan wees, is dit dalk die moeite werd. Maar ek dink die mense wat hierdie boek het, wil hom nie weggee nie, hulle wil hom vir hulle kinders hê. Ek hoop so. Mense, dit wat ek julle wil vertel oor die Osserwacht, so Losweg, baie meer in die boek natuurlijk, en oor Vegkop. En ek wil julle geluk is dat julle hierdie, is die eerste feest, ne, op Vegkop. Is ek reg? Ja. Dit is so 'n goeie inisiatief. En die mense het altyd net in Landsdag gevier, belofte. Ek dink hierdie verdien net so 'n volksfees as wat gelofte dag. Baie dankie.